My naam is Ander Loubser en ek is 'n paramedikus in Suid-Afrika en hierdie is hoe 'n tipiese dag in my lewe lyk. Die dag begin vroeg, nog voor die son opkom, as jy op 'n dagskof is. As jy op 'n nagskof is, dan wanneer almal rustig raak, is jy weer op pad uit. In my tipiese dag, wanneer ek in die oggende werk, moet jy stilletjies uit die huis uit, want jy is heel waarskynlik voor die res van die huisgesin wakker. Begin die dag met 'n koppie koffie vir energie. Jy begin die dag met 'n skriflesing vir geestelike energie en dan gaan jy na jou werkplek toe. Jou werkplek moet jy voorbereid wees vir wat voorlê, so jy moet seker maak die voertuig waarmee jy werk is in 'n werkbare toestand. Die voertuie word gewissel deur verskillende personeel, so jy moet seker maak dat die voertuig is vir jou in 'n toestand wat jy weet jy kan gemaklik uitgaan na enige noodgeval toe. Noodgeval is onvoorspelbaar, jy weet nie wanneer dit in die skof gaan gebeur nie. Jy kan nog besig wees om jou voertuig voor te berei en dan is jy op pad vir jou eerste geval. Toerusting moet gelaai wees, medikasie moet in voorraad wees, suurstof in jou silinders moet vol wees. Jou kollegas moet jy vooruitkyk, jy moet seker maak hulle is geestelik reg om die dag aan te pak en dat julle saam verstaan wat die plan vir die dag is of wat die plan vir die skof is. Noodgevalle kom enige tyd tydens die skof in. Noodgevalle kan enigiets wees van groot mense tot kinders. Dit kan iets lig wees, dit kan iets ernstig wees. Vir jou is dit net nog 'n dag by die werk, maar vir daai pasiënt is dit heel waarskynlik die ergste dag van hulle lewe. Wanneer ons reageer vir 'n noodgeval, moet jy so gou as moontlik uitkom gebaseer op die inligting wat jy ontvang. Partykeer is inligting beperk, jy weet nie waarna jy gaan nie, so jy moet altyd jouself voorberei vir die ergste. Wanneer ons reageer vir gevalle, moet ons ook na ons eie veiligheid kyk. Ons moet weet, ons wil veilig die skof deurbring en veilig by die huis aankom. Wanneer ons reageer vir 'n noodgeval, het jy nie noodwendig al die inligting vanaf die toneel nie. Jy is soms onseker vir wat se geval jy uitgaan, omdat inligting beperk is vir sekere gevalle. Wanneer ons reageer vir 'n noodgeval, moet ons dit so veilig en vinnig as moontlik doen. En ons moet onthou dat ons op die einde van die skof weer na ons eie huisgesinne toe moet gaan. Daar is hulpbronne soos Crisis on Call wat jou tonele makliker maak, want jy het alreeds die inligting nog voordat jy by die pasiënt kom. Jy weet wanneer jy by die geval ingaan kom dat die pasiënt vir jou 'n naam en 'n van kan gaan gee, of dat jy weet waarvoor daardie persoon allergies is, of op wat se mediese fonds hy is, of op wat se medikasie hy is. Ons werk word makliker gemaak deur engele soos Crisis on Call, wat vir ons inligting beskikbaar stel nog voordat ons by die pasiënt aankom. Soms ry ons net hierdie gemeenskap rond om te kyk dat almal veilig is. Nie alle noodgevalle word altyd dadelik gerapporteer nie. Dit kan verwarrend vir die gemeenskap wees hoekom 'n noodvoertuig normaal gery het en nou skielik met flikkerende ligte en loeiende sirenes rondjaag. Hulle moet onthou, noodgevalle wag vir niemand nie en dit kom skielik voor. En daarom moet ons, wanneer ons die noodoproep kry, so vinnig as moontlik by daardie plek uitkom. Een van die mees frustrerende situasies waarmee jy kan sit is om in verkeer te sit en dan skielik te moet gaan vir 'n noodgeval. Nou is jy deel van daardie verkeer, maar tyd is nie aan jou kant nie. So ons moet so vinnig as moontlik deur die verkeer vleg om veilig by die bestemming uit te kom om daardie pasiënt so gou as moontlik te help. Veiligheid is ons eerste prioriteit. Jy as 'n beseerde paramedikus kan nie 'n beseerde of 'n siek persoon gaan help nie. So die doel is om veilig by die toneel uit te kom en nog steeds nie te veel lading in jou gedagtes te hê van wat jy sopas ervaar het met al die rooi ligte en die verkeersligte en die spoedhobbels wat jy oorgemaak het nie. Jy moet nou fokus op die pasiënt wat voor jou lê. Wanneer jy in 'n interseksie inbeweeg, is dit baie belangrik om seker te maak dat alle bane doodstil staan voordat jy in die interseksie intree. Dit gebeur baie meer gereeld as nie wanneer ambulanse of noodvoertuie in 'n interseksie inbeweeg, waar die eerste 2 bane dalk tot stilstand kom, maar daai derde baan wat 'n blinde spot is,
is nie stil nie en dan beweeg die voertuie daarin en so word 'n ongeluk veroorsaak. Om in die dag te reageer vir 'n noodgeval met 'n reddingsvoertuig en in die aand is nie dieselfde nie. Ek dink jou sigbaarheid in die aand is baie beter. Mense kan jou beter sien aankom as wat jy in die dag reageer vir noodgevalle. So dit is belangrik dat die voertuig waarmee jy reageer sigbaar is en gehoor kan word van ver af. Daarom is dit vir ons lekker om te kan sê ons ry met goeie gehalte voertuie, met goeie klank- en beligtingstelsels, asook baie veiligheidsaspekte wat ons gemoedsrus gee vir wanneer ons na noodgevalle toe reageer. Hierdie is maar net 'n klein opsomming van hoe 'n tipiese dag in 'n standaard paramedikus se lewe lyk, maar vir elke persoon, hierdie is 'n weergawe van die dag in 'n paramedikus se lewe. Daar is duisende paramedici daar buite, elkeen het 'n storie om te vertel, elkeen se dag verskil en elkeen ervaar trauma verskillend. Vir sekere mense is daar 'n kind se stem wat gemis gaan word of 'n telefoonoproep wat nie meer gaan deurkom van 'n geliefde of 'n familielid nie. En ons besef dit nie altyd nie, maar ons werk met die mees kwesbaarste mense wat jy heel waarskynlik kan kry op 'n daaglikse basis. En dit is vir ons ook baie om te verwerk, maar jy moet sielkundig jouself so hanteer dat jy jouself heeltemal huis toe vat en nie net 'n stukkie van 'n pa of 'n man huis toe vat nie. Na 'n dag van noodgevalle en gejaag, van asemnood tot 'n diabetiese koma en van 'n motorvoertuigbotsing tot 'n aanranding, gaan ek nou rustig by die huis 'n lekker warm bord kos gaan eet, met klein voetjies wat rondom my gaan hardloop en ek kan gaan rus vir die volgende skof. Oor en uit.